Jy is ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by my Bybelleesprogram saam met Karen. Geniet die saamlees en uitklaar van die skrifte en ook ons liedere waaruit ons kan leer. Saamleesprogram saam met Karen op die Dak Facebook radiostasie. Loof, o knechte van die Heer. Loof die naam van die Heere. Prys die naam van die Heere. Van nou tot in ewigheid. Van die opgang van die son tot by sy ondergang. Moet die naam van die Heere geloof word. Van die opgang van die son tot by sy ondergang. Moet die naam van die Heere geloof word. Die Heere is hoog bo die nasies, bo die hemel, sy heerlikheid. Wie is soos God wat hoog woon, laag sien in die hemel en op aarde. Van die opgang van die son tot by sy ondergang. Moet die naam van die Heer geloof word. Van die opgang van die son tot by sy ondergang. Moet die naam van die Heere geloof word. Rig die geringe op, die behoeftige van die ashoor. Laat sit om by die edeles, onvrugbare, vrugbare, blye moeder van kinders. Van die opgang van die son tot by sy ondergang. Moet die naam van die Heere geloof word. Laat die naam van die Heere geprys word. Van nou af tot in ewigheid. Goeiemôre en welkom hier by die Dak Facebook radiostasie op 'n Vrydagoggend 5:30 saam met Karen met die Bybelleesprogram wat ek aanbied om so lekker deur die woord te lees. Stanley het vir ons so lekker deur die woord gelees die week. Dit was net amazing geweest. Vanoggend is dit my beurtjie en ons gaan lees in Matteus 11 vanaf vers 20. Maak gerus jou woord so lank daar oop. En dan kan jy ook saam met ons so lekker volg. Dit is altyd verskriklik lekker om saam te volg in jou woord, want dan kan jy self sien wat daar geskryf staan. En jy onthou dit nog vir baie lank. Dit is net amazing. So baie welkom volgende hier by ons Bybelleesprogram op 'n Vrydagoggend 5:30 en jy is ingeskakel saam met Karen vanoggend. Nou ons is so opgewonde. Dit is die stasie met die goeie nuus van die Here Jesus Christus wat red, verlos, vrymaak. En as hy jou lewe vrygemaak het, dan is jy vry. Is dit nie amazing nie? As God vir jou daai wedergeboorte geskenk het en jy ontvang die Gees, dan verstaan jy sien in God se koninkryk. En dan kan jy daar ingaan as jy met volharding natuurlik die pad stap. Sjoe, dit is net so amazing om daaraan te dink. Weer eens vanoggend, ons het 'n voorreg dat ons siele gered is. Dat ons uit die woord uit kan leer, dat ons aangemoedig en gestig en opgebou en toegerus kan word vir ons dienswerk wat ons buite moet gaan doen. Ja, dit is net amazing. En in die broederskap, lekker saam bid. Here soek vir elkeen se behoefte, vir elkeen se siekte en al die dinge waaraan jy kan dink en met die Here daaroor praat en gesels in jou binnekamer, dat die Here sy wil kan laat geskied. Sjoe, dit is net amazing. Ons kan saam met mekaar bid, ons kan saam met mekaar werk in ons gebede. Nou, ons gaan volgende net eers lekker saam bid, voor ons gaan begin met die Bybel lees. Vader, baie dankie vir u liefde, u genade, u barmhartigheid, u grootheid, u goedheid. U is so groot, Here, u is so wonderbaar. Daar is nie woorde om u te beskryf nie. Baie keer as ek dink en ek
wil U so lof besing en ek wil U so groot maak en eer en dank en aanbid, dan weet ek nie, Here, wat se woorde ek nog kan gebruik om dit te uiter nie, Vader. En ek dank U vanoggend dat ons so 'n groot God kan dien, dat ons in U teenwoordigheid kan wees, Vader, dat ons onderlinge byeenkomste kan, Here, nakom en nie versuim om in U teenwoordigheid te wees, om U werklik te soek en U aan te roep en ons lewe aan U bekend te maak en uit te sorteer en by U te kom leer en, Here, by U te kom krag kry om te oorwin, om hierdie Here, ou mens en alles wat ons is te oorwin, Vader. Die versoeking wat ons elke dag in die oë staar, dat ons dit kan oorwin deur U krag, Vader. Baie, baie dankie vir U liefde, U genade, U barmhartigheid, Vader. U is so barmhartig. Die woord sê U was so barmhartig geweest dat U seun Jesus Christus vir ons gestuur het om ons te kom vrymaak, om ons te kom losmaak. Die mens was vasgevang in sy sonde en sy ongeregtigheid. Hy kon nie loskom nie, hy kon nie vergifnis kry nie. Vader, en U stuur deur U groot barmhartigheid U seun Jesus Christus om ons te kom vrymaak en te kom losmaak. Baie, baie dankie daarvoor. Ons loof U, Here, en ons wil ook daardie barmhartigheid wat U vir ons so kom toon elke dag uitleef na ander toe, Vader. Ons wil nie jou harde, lelike, kwaai mens wees nie, Vader. En ons dankie vanoggend, Here, want dit is asof daar iets in ons lewe inskop wanneer ons U dien, om net kwaad te raak vir mense en geïrriteerd en lelik en omgekrap te raak met mense wat U nie wil dien nie, Vader. En ons dankie vanoggend, ek dink weer gister daaraan, Vader, dat Jesus het hom aan niemand gesteer nie. Hy het aangegaan om die evangelie te bedien. Hy het nie omgegee watter beskimpinge en watter dinge na sy kant toe kom nie. Vader, soveel het hom verwerp, soveel het hom nie aangeneem nie, maar hy het nie omgegee nie, hy het aangegaan, want U het hom gestuur om die mens te red. En dit is, Here, ons doel ook op aarde, Vader. U, Here, gebruik ons ook as mens, Vader, om U koninkryk uit te dra, dat daar siele gered kan word. Ons moet net aangaan, ons moet net uit. En ek dank U daarvoor, Vader, dat ons sal volhard tot die einde toe, en nie sal moeg raak langs die pad en sal wegsak nie. Ons loof U net volgend. Ek dank U, Here, dat U vir Kitty werklik net aanraak en gesond maak, Here. Daar was sy ook die ligte beroerte gehad het, Vader. Ons dink volgend aan haar en ons, Here, eer U vanoggend dat U haar net sal ondersteun en help, en ook vir Lisel en Here Ewald wat ook siek is, Vader. Ons bid ook vir hom dat U hom ook sal, Here, genees en sal dra. Vader, baie, baie dankie. Die druk is geweldig op Lizelie, en ons bid volgend, Vader, dat U haar staande nugter waaksaam sal hou, Here, dat sy nie sal moeg, Vader, deur U krag sal sy kan deurgaan. En ons dankie ook volgend vir Alfred, Here, wat U sal deurdra ook vandag met sy, Here, dinge wat hy moet deurgaan, sy prosedure. Ons dankie dat U vandag ook, Here, hom ondersteun, hom help, hom deurdra, Vader, sy vrou, sy seun, Vader, elke een. Ag, Here, ons wil net bid volgend vir almal, Vader, dat U net sal help en sal deurdra, versterk, krag gee, voorsien, Vader, in elke behoefte. Baie, baie dankie daarvoor, Vader, in die kragtige naam van U seun Jesus Christus. Help my ook volgend met die woord, help my, Here, terwyl ek daar deurgaan en deurlees, om dit ook reg te kan oordra, Here, aan U kinders, Vader. Baie dankie daarvoor in Jesus. Amen. Prys die Here, heerlik om so saam te kan bid. Dis altyd die belangrikste om so lekker saam te bid. En natuurlik die woord, joh, is so amazing. Ek wil net hierdie van my oor vat. Mooi te sê, mooi. Ek gaan hom na van daarmee nou nodig hê. Dis hy, goeiemôre, Matteus 11 vanaf vers 20. Matteus 11 vanaf vers 20. Is julle Bybels oop? Is julle reg? Kom ons begin lekker saam lees. Toe het hy die stede waarin die meeste van sy kragtige dade plaasgevind het, begin verwyd, omdat hul nie bekeer het nie. Wee jou Chorazin, wee jou Betsaida, want as in Tyrus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het, wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as bekeer het. Maar ek sê vir julle, dit sal vir Tyrus en Sidon verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir julle. En jy, Kapernaum, wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die doderyk toe neergestoot word. Want as in Sodom die kragtige dade plaasgevind het, wat in jou plaasgevind het, sou hy bly staan het tot vandag toe. Sjoe. Om daar te dink, Jesus Christus het
die meeste van sy tyd in hierdie stede deurgebring. Okay, papa, deurgebring. In sy bediening het hy die meeste van die tyd in hierdie plekke wat hy hier noem, deurgebring. Die meeste wonderwerke en dinge het hier plaasgevind. En tog het die mens homself so verhard. Al het hy wat gesien, al het hy wat gehoor, het hy nog steeds nie sy hart oopgemaak vir die Here Jesus Christus, vir die woord van God, wat die Vader gestuur het na hierdie aarde toe. Dis eintlik erg om te dink. Ons dink altyd dat as Jesus Christus op die aarde is, soos wat hy daai tyd was, sal baie mense hulle self bekeer, sal baie mense meer verstaan, sal hulle na die Here toe keer. Maar tog lees ons hier, dat terwyl hy daar was, het hulle hom nie herken nie. Baie het hom nie herken nie, baie het hom uitgejou, baie het hom geskel, baie het hom beskimp, en tog wou hulle nie hulle harte oopmaak nie. En dit is hoe die mens is, maak nie saak wat hy sien nie, maak nie saak wat hy hoor nie, maak nie saak wat hy beleef nie. As hy daai hart toe het, dan wil hy nie die Here aanneem nie. En dit is hoekom ons ook besef, dat die Here Jesus Christus het hom nie klaar gemaak oor hierdie dinge nie. Hy het aangegaan om die evangelie te bly bedien. Hy het hom nie gesteer aan mense nie, hy het hom nie gesteer aan hulle opinies nie, hy het nie gekyk na die mens nie. Hy het geweet wat hy vir die mens moes kom doen. En ons kyk so na die mens, dat ons wegval amper in die evangelie, dat ons so moedeloos raak baie keer, dat ons ophou om die evangelie te bedien, of te leef, of uit te leef, en dan sak ons ook sommer terug in die wêreld in. En dit is die aanmoediging vandag, dat hou aan, maak nie saak wie neem hom aan en wie neem hom nie aan nie, ons het ons werk. Die Here Jesus Christus het sy roeping gehad op hierdie aarde, om die mense te kom loskom, vrykom, hy moes die duiwel oorwin, hy moes die sleutels van die dood en die doderyk terugkry, hy moes die gevangenes uit die gevangenis uit losmaak, vrymaak, en dit was sy doel gewees, en dit is wat hy voor oog gehad het. En hy het hom glad nie gesteer aan dit wat rondom hom gebeur nie. Dit is 'n aanmoediging vir ons. Ja, en die groot ding is, my vrou, dit is die groot ding eintlik wat die Here Jesus ook hier eintlik openbaar. Dat die mens is dieselfde, sy hart is dieselfde. Maak nie saak in wat sy stam, geslag, nasie, era, jy groot word, ensovoorts nie. Ek meen, voor die vloed sonder 'n wet was hulle goddeloos, na die vloed met 'n wet was die meerderheid goddeloos. Met Jesus die genade is die meerderheid goddeloos, soos wat die Here Jesus gesê het. So, dit is so, my vrou, baie mense reken, maar as Jesus nou hier voor hulle gestaan het, maar sou jy Jesus in die vlees gesien het, in die tyd waarin hy geleef het, as jy uiterlik gekyk het, sou jy hom in elk geval nie geag het as 'n man van God, as hy het nou so kan stel, 'n gesalfde, 'n geroepene van God nie. Want hy het homself met die mense vereenselwig. Hy was deel van die skare gewees. Hy was nie daar een kant gesit en high and mighty en almal het omgeval en al die dinge wat die kerk wil maak dit is nie. Die groot sy van die saak is dat hy was nederig, hy was tussen die mense, hy was soos 'n mens gewees en die krag van God was net in sy lewe geopenbaar. En as ons destyds sou geleef het, as ons hom vandag verwerp, sou ons hom destyds verwerp het, en anders hom ook. Ja, maar die meeste het hom verag en geag nie. Amazing. Ons lees vers 24, maar ek sê vir julle, dat dit vir die land van Sodom verdraagliker sal wees in die oordeelsdag as vir jou. So ja, dit is 'n groot ding. Jesus het soveel wonderwerke daar gedoen, hy die evangelie die meeste in daardie areas verkondig, en tog het die mense hulle hart verhard. Erg om daaraan te dink. Matteus 11 vers 25. In daardie tyd het Jesus gespreek en gesê, ek loof u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense, en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehaag. Nou as ons dink, as ons ons hart vir die Here gee, dan word ons kind van God. Ons raak afhanklik van God. Ons wil alles van hom aanneem en toepas. So jou hart is soos 'n kind voor God. Jy wil net by hom wees, jy wil net van hom afkry, jy wil na hom luister, jy wil hoor wat sê hy vir jou. En jy is so afhanklik van God die Vader. En dit is hoe ons as God se kinders moet wees. Ons moet in daai afhanklikheid lewe. Nou dit is my so mooi om te dink dat
die woord sê hierso, dat die Here het nie dit aan die wyse en die verstandige mense van hierdie wêreld geopenbaar nie, want ons sien baie keer mense in hierdie wêreld, dan dink ons, dis nou 'n wyse persoon, of dis nou 'n slim mens, of wat ook al die geval mag wees, maar as jy in die wêreld is, en jy die kennis van die wêreld, dan is jy dwaas voor God. Maar, as jy die woord aanneem, soos 'n kind, in afhanklikheid, kan ek vir jy sê, jy's die wysste persoon op aarde, al is jy gestrem, al het jy nie die verstandelike vermoë van baie mense nie, en jy neem die Here Jesus Christus aan in jou hart, en jy maak jou hart oop, kan ek vir jou sê, jy's die wysste persoon wat lewe. Amen. Want dit is wysheid voor God. En dan ook, as jy jou hart oopgemaak het, en jy het kind geword van God, en jy dra dit ook oor aan ander, dit is die wysheid, die rykdom, die diepte van God, wat jy dan aan ander oordra. En dan is jy die wysste persoon, al het jy nie dalk die verstandelike vermoë, wat ander mense het. Ja, want hy sê so mooi, so in Matteus 18 vers 3 en 4, en hy sê, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander, en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Elkeen dan wat homself verneder, soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die. So mooi. Ja, so ons met daai afhanklikheid, daai nederigheid en alles aan die dag lê, wanneer ons die Here dien. Dan is ons sy kind, ons is van hom afhang. Ja, en wanneer jy daai afhanklikheid het, en dan kan God eers dinge aan jou openbaar, en bekend maak wat in die woord is. Hy openbaar het nie net vir enige mense, dis wat die woord op een plek sê, mense beweer, hulle dink, hulle weet. Ja. Omdat hulle goeders letterlik lees. Maar op die einde van die dag is dit werklik waar, die waarheid van die woord wat aan jou geopenbaar. As 'n mens jouself nie verneder, soos 'n kind nie, sal God homself nie in jou openbaar maak. Dis hoekom ons baie keer sukkel om te verstaan, want ons almal sit maar met 'n hoogmoed en 'n trots in ons. Dis met dit maar laat gaan, jong. Ja, dit is so my man. Ja, 'n kindjie is 'n ander ding nie. Kind is nederig, hy is afhanklik, hy luister, hy gaan aan. En baie keer is ons so halstarrig. En baie keer in 'n rebellie en 'n opstand met die woord, dan kan die woord nie vir ons sin maak nie. Ons kan dit nie verstaan nie, ons kan dit nie aanneem nie. So, dit is wat die woord ons so mooi aanmoedig vanoggend. Kom in daai nederigheid na God toe. En dan gaan jy begin verstaan, jy gaan begin sien, jy gaan begin insien in God se koninkryk. Ja, dit is so mooi. In Matteus 11 vers 18-20, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag, my las is lig. Kom ons luister net eers 'n liedjie, en dan gaan ons so lekker oor hierdie gedeelte gesels. My las is lig, juk sag, sonde swaar, 'n las wat ons nie self kan dra. Waarom bly onder die las druk, onnodig wat rus, verwyder ons van die een wat ons nodig het, waarna ons siel verlang, om ware rus te ontvang. Kom na my toe, hy roep die wat moeg is, om rus te vind, dit wat ek is, kan jy ook wees. Neem my juk aan my las, sag en lig, die een wat ons nodig het, waarna
en rein. Kom na my toe, hy roep die wat moeg is, om rus te vind, dit wat ek is, kan jy ook wees. Van die wêreld, dit wat druk, sonde nie die moeite werd, neem om aan wat rus bring. Kom na my toe, hy roep die wat moeg is, om rus te vind, dit wat ek is, kan jy ook wees. Wow, is dit nie amazing nie? Ons kan Here Jesus Christus se las en sy juk op ons neem, want ons, as ons in die wêreld is, dan het ons hierdie sonde las op ons. En dit is hierdie swaar las. As jy maar kyk, joh, jy moet verskriklik baie dinge in die wêreld doen, om daai las te probeer afkry. Om net te kan beter voel, jy moet drink, en jy moet sonde doen, en jy moet gaan dans, en jy moet klubs toe gaan, en jy moet jouself so besig hou in hierdie wêreld, om net beter te kan voel, om net elke dag te kan cope, want daai sonde las druk jou. En ek dink daaraan, as jy na die Here Jesus Christus toe kom, en jy neem hom aan in jou hart, en God skenk jy daai wedergeboorte, en jy ontvang die Gees, en daai lig kom op in jou lewe, en alles raak verlig, dan raak daai las, soms weg. Ek het al saam met hoeveel mense gebid, en elke keer as iemand sy hart vir die Here gee, dan sê hy, daai las, wat op my was, is weg. So, jy voel daai druk, jy voel daai onderdrukking van sonde, want wat het gebeur? Die mens het gesondig, en hy het onder daai sonde verval, en elkeen van ons word in sonde gebore, nie met sonde, nie in sonde, en ons kies ongelukkig om altyd eers die sonde te doen, ons kies ongelukkig om altyd eers die wêreld te dien. As klein kindjie man, hulle is so lief vir die Here, en hulle praat altyd vir die Here, en dit is so opgewondenheid altyd oor die Here, en dit is altyd so lekker om dit te sien. En dan wanneer kinders groter word, dan is dit asof hulle skaam raak vir die Here, en hulle wil hierdie wêreld begin dien, en dit trek hulle, en hulle raak deel van die sonde en die ongeregtigheid, en hoe meer 'n mens deel raak van die sonde en die ongeregtigheid, hoe groter raak daai las op jou, hoe swaarder druk dit op jou. En wanneer dit naderhand so swaar op jou druk, dat jy nie meer kan nie, dan breek daai hart oop voor die Here, en dan kan jy daai las kom afkry. Nou baie keer ook, as ons nog steeds die Here dien, na jou wedergeboorte, na jou doop, doen jy baie keer nog sonde. Dit is net hoe dit is. En dit is so amazing dit is hoekom die Here Jesus Christus gekom het. Dit is hoekom hy ons kom versoen het met die Vader, vir ons vergifnis kom bring het, sodat die mens die hele tyd daai las van hom kan afkry. Want sonde bring die hele tyd daai las. Nou die las van die Here Jesus Christus is sondeloosheid. Dis hoekom sy las lig is. Want dit bevat nie sonde nie, dit bevat nie ongeregtigheid nie. Dis nie swaar nie, dis lig. En as 'n mens dit kan aanneem, en elke keer wanneer jy sonde doen, wat jou so onderdruk, wat daai las op jou kom sit, wat jou kan kom skaam maak, onvrymoedig maak, om voor God te kom in sy teenwoordigheid, dan het ons 'n voorspraak by die Vader, deur die Here Jesus Christus, om ons sonde te kom bely, sodat ons vergifnis kan ontvang. En dan is daai sonde las weer van jou af. Is dit nie so amazing om daaraan te dink? Dis hoekom die Here Jesus Christus gekom het, dat ons die hele tyd hierdie ligte las op ons kan hê van sondeloosheid. Ons kan dit bekom. Ons kan dit hê, en soos wat jy die pad stap, en jy kry hierdie besef in jou lewe, van ek kan nie verder hierdie sonde doen nie. Aan die begin, jy bely 3000 keer 'n dag dieselfde ding, en jy raak moeg vir jouself. En jy begin verander, en jy begin dit uitsorteer, en jy begin verlossing kry in dit. Want dit is wat vergifnis kom bring. Hy oorwin die duiwel. En jy begin verlossing vind in jou lewe, en so begin jy die pad stap, en so begin jy groei. En al daai laste raak al hoe ligter en minder in jou lewe, wanneer jy die hele tyd dit voor
ooit. Om te besef, maar ek moet my lewe uitsorteer. Ek kan met 'n sondelose lewe aangaan. Elke keer as jy jou sonde bely, het jy al daaraan gedink. Verwyder God dit so ver soos die ooste van die wes. Hy dink nie weer daaraan nie. Hy praat nie daaroor nie. Hy beskuldig jou nie weer nie. Daar's nooit ooit weer 'n beskuldiging teen jou oor daai sonde wat jy kom bely het nie. Al wat gebeur is, ons gaan val net weer in die sonde. Yes, amen. So ons gaan die heeltyd terug na sonde toe. Ons gaan die heeltyd terug na ongeregtigheid toe. Ons hart hinker daarna. Ja, ons harte hinker na sonde. Ons harte hinker na die wêreld. Terwyl daar soveel rus en vrede in God en in Jesus Christus is. Want ons het die Gees en die Gees se oortuiging is die hele tyd daar. En as jy sonde doen en as jy ongeregtigheid doen, is die oortuiging van God se Gees daar. En dan voel jy nie lekker nie. Jy voel sommer jy wil wegkruip. Jy voel jy kan nou nie weer met die Vader praat nie. Jy sou hierdie te slegte mens om weer met die Vader te kan praat. Jy's nooit te sleg nie. Ever nie. God se genade kan nooit uitgewis word nie. Dis elke dag nuut. Ek dink nou aan 'n ding, en ek dink dit is dalk net om so gedagte na te laat. Is nou so 'n paar dae wat dit in my maal van God is liefde. En hoe ons baie keer mense benader en hoe God ons benader. God is natuurlik nooit wreed en oorweldigend en daai tipe van goeders oorheersend in ons lewe nie. Hy trek ons deur met sy liefde. En al wat hy eintlik aan ons doen, en dis nou presies wat jy sê, hy openbaar en oortuig jou van dit wat verkeerd is. So sy liefde openbaar om jou te trek in die verkeerd. Hy herinner jou aan die verkeerd in jou lewe en daar's 'n ewige oordeel daarvoor. Nou dink ek hoe ons mense benader. Veral sondaars en mense wat nou ons kom eintlik na die ding en ek en jy het mos nou die dag so in die kar gepraat daarvan. Jesus het jou lief. Dan troos ons eintlik die sondaar. En hy stap daar weg en hy's gerus. Okay, die Here het my lief, die Here is okay. Ag, is nie so bad nie. So wat het ons eintlik gedoen? Ons het eintlik, soos wat die Here Jesus het, die koninkryk vir daai persoon toegesluit. Ja. As vir hom te sê, my vriend, enigste manier is om werklik jou saak met die Here. Sodat die oortuiging, want dit is die volle liefde van God. Kom ons dink vir 'n oomblik daaroor. Dink dit vandag so 'n bietjie. Dat God trek ons met liefde, maar hy oortuig ons van dit wat verkeerd is. En ons voel baie keer, as jy nou vir iemand sê, dit is verkeerd, dit is nie liefde nie. Want net, ons is nie daar om vir die sondaar te sê wat is verkeerd nie. Ja. Jy moet hom die evangelie van waarheid verkondig in die sin van die wedergeboorte en bekering. Dit is maar net so 'n gedagte wat ek wil nalat. Ek het gedink, ons kan dalk bietjie môre in die musiekuur verder daaroor gesels. Wat dink dit vandag so 'n bietjie? Mevrou, weet jy of jy lekker wil uitbrei nog verder daarop nie? Jy is welkom. Ja, dis so mooi. Wat my ook hierso tref, my man, is in vers 29. Dat hy sê, ek is sagmoedig en nederig van hart. En ek dink dit is ons grootste probleem as mens ook, om dit aan te neem. Om nederigheid en sagmoedigheid aan te neem. Omdat ons geaardheid heeltemal die teenoorgestelde is. Ons is hoogmoedig. Elke geaardheid is hoogmoedig. As jy nie jou geaardheid laat gaan nie, dis 'n hoogmoed wat jy nie laat gaan nie. En sagmoedigheid, want ek bedoel, ons as mens is kwaai en kwaad en omgekrap en elke dag van ons lewe is ons so en ons is geïrriteerd en ons is verskriklik. En dit tref my dat God sê 'n sagmoedige hart is vir hom kosbaar. Dat dit is hoe die Here Jesus Christus is, was, sal wees tot in ewigheid, is sagmoedig en nederig. En wanneer ons nie daai nederigheid kan aanneem nie, dit is wanneer ons sukkel. Wanneer jy die hele tyd jouself wil aanstel, verhoog, jouself die hele tyd wil laat geld en al die dinge, dan sukkel mense in die evangelie. Maar sodra 'n mens kan verstaan dat jy is niks, jy moet net die woord van waarheid bedien. Jy moet dit leef, jy moet dit toepas, jy moet dit uitleef, die mens moet daarvan kan eet, jy van jou vrugte kan eet en al die dinge, kan ek vir sê, 'n mens se lewe verander. Dan raak daai las wat op jou is nie meer so groot las nie. Want 'n mens verstaan nie altyd hoekom verstaan jy die evangelie nie. Dit raak nou as jou issue. En jy voel nooit goed genoeg nie, en jy voel nooit jy gaan dit maak nie, en jy voel nooit, want jy kom nie verder as dit nie. Dit is waar jy stil staan. En
Die Here wil ons help vandag, kom verby daai punt. Laat jou geaardheid gaan. Dis 'n hoogmoedige geaardheid, wat die heeltyd wil sê, God is nie met my nie, God is my nie lief nie, God is nie saam met my nie, God kan my nie red nie. Verstaan, dit is 'n hoogmoedige geaardheid, want dis nie wat God se woord sê nie. Nou daai las op 'n mens is geweldig swaar. En wanneer 'n mens dit kan laat gaan en verstaan, maar jy's niks. Jy het niks hier ingebring nie, jy gaan niks wegvat nie, jy's hier vir een doel, en dis om die Here te dien, om siele te wen. En jy kan daai verhardheid en hoogmoed in jou hart laat gaan. Dan val daar 'n enorme las af. Om te verstaan, jy's niks, jy's niemand. Jy dien God wat groot is, wonderbaar, kragtig, heerlik. En as 'n mens al hierdie dinge in oënskou kan neem vanoggend, sê Here, ek wil net hierdie goed laat gaan. Hierdie geaardheid van my, 'n geaardheid is seker die lelikste, hoogmoedigste ding. Want 'n geaardheid dink net aan homself. Hy is die hele tyd besig met homself. Sy goedkere, sy afkere, sy standpunte. Dit wat hy wil sê, dit wat hy wil doen, dit wat hy wil uiter. En dit maak dat alles wat jy in die woord hoor, weggepik word. Nog voor dit kan wortel skiet in jou hart, dan is dit al weggepik deur 'n geaardheid wat redeneer en wat al hierdie dinge die heeltyd teestaan. So dit is 'n groot aanmoediging. Elke dag as ek nie so lekker voel. Vrouens het maar 'n geweldige liggaam. Ek sê baie keer ek het nie opgesaai vir hierdie lyfie nie. En jy besef, Here, maar die woord is nie so nie. Dis die lelikste, vieslikste geaardheid wat 'n mens moet sit. Die woord kan nie nou saam met hierdie stem nie. En ek vir jou sê, begin daai dinge baie vinnig afval. En jy besef dat jy met jou verantwoordelikheid as vrou ook, wat hierdie liggaam gekry het, wat baie keer nie lekker voel nie, wat gaga voel, elke dag van ons lewe, ek dink ons voel seker 'n week, 'n maand alright, as dit so baie is. Die meeste van die tyd wil jy net skree en beklei en te kere gaan. En dit is nie God se geaardheid nie, dit hoort nie in sy koninkryk nie. So ons het hierdie liggaam wat ons ook moet oorwin. Ons het hierdie geaardheid wat gekweek is deur hierdie liggaam wat ons ook moet oorwin. So al hierdie dinge moet ons van ontslaa raak. Ons moet regtig in ons binnekamer, en dis al waar jy oorwinning kry. Daar is nie 'n ander plek waar jy oorwinning kry nie. Dis net in jou binnekamer. Wanneer jy die Vader soek, in die verborgene, sal hy jou help in die openbaar om uit te sorteer. Dan sal jy die krag hê om te oorwin. So ek wil u vanoggend aanmoedig, ek bemoedig myself ook weer vanoggend, ek moedig myself ook aan. Dis die herinnering van die woord, en dit is hoekom dit so lekker is om so deur die woord te lees, om dit te verstaan, en dan moet jy dit nou aanneem, en dan moet jy nou lekker gaan bid, en dit gaan uitsorteer in jou binnekamer. Nie dit los nie. Jy sê, wow, dit was nou mooi geweest. Gaan werk daarmee, gaan dink vandag, oordink dit. Moenie nou met ander dinge besig raak nie. Oordink dit. Sodat jou hart kan loskom. Sodat jou hart kan vry. Prys die Here. Dit is so lekker om die woord so saam deur te lees. Nou, ons gaan vanoggend hierby volstaan. Môreoggend 6:00. Nie 6:30, 6:00. Is dit Stanley met sy musiekprogram op 'n Saterdag. Dis Musiek Plus. So ons weet nie hoe lank hou dit aan nie. Ons love dit. So dit is awesome. Dus skakel gerus môreoggend 6:00 in vir ons musiekprogram, en ek gaan ook vir ons afsluit met 'n liedjie. Dit is nou oor Johannes die Doper, wat nie soos 'n riet heen en weer gewaai was nie, beweeg was nie. Ja, dit staan die gister vir ons geskryf het, so kom ons luister lekker daarna, en dan sien ons mekaar môreoggend 6:00. Bye bye! Heen en weer soos 'n riet in die wind, word hy nie beweeg, standvastig, onbeweeglik,
vervul sy roeping. Wandel in jou roeping, in liefde met sagmoedigheid. Word nie heen en weer beweeg, soos golwe, elke wind van lering nie. In liefde hou vas aan die waarheid. Bly nie 'n kind, groei tot 'n man, in geloof en liefde volmaak. Wandel in jou roeping, in liefde met sagmoedigheid. Word nie heen en weer beweeg, soos golwe, elke wind van lering nie. En liefde hou vas aan die waarheid. Ondersteun deur Jesus, hoof van die liggaam. Hy gee wat nodig is om mekaar te help in liefde. Wandel in jou roeping, in liefde met sagmoedigheid. Word nie heen en weer beweeg, soos golwe, elke wind van lering nie. In liefde hou vas aan die waarheid. Jesus onbeweeglik, steur om hier, leer in waarheid, vervul sy roeping, volmaak in liefde. Wandel in jou roeping, in liefde met sagmoedigheid. Word nie heen en weer beweeg, soos golwe, elke wind van lering nie. In liefde hou vas aan die waarheid. Wandel in jou roeping, in liefde met sagmoedigheid. Word nie heen en weer beweeg, soos golwe, elke wind van lering nie. In liefde hou vas aan die waarheid.